Welkom by dag 3 van ons Spreuke studie. Ek is so bly jy is weer vandag saam met my op hierdie reis waar ons ontdek wat dit regtig beteken om 'n moderne Spreuke 31 vrou te word. Voordat ons begin, as jy hierdie oordeenkings geniet, sal ek dit baie waardeer as jy op die kanaal inteken en vir die video 'n duimpie opgee. Dit help dat nog meer vroue hierdie Bybelstudies kan ontdek. En as vandag se boodskap jou bemoedig, deel dit gerus met iemand wat dit nodig het. Kom ons spandeer nou 'n paar minute saam in God se woord. Ons sleutelgedeelte vir vandag is Spreuke 3 verse 5 en 6. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staatmaak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys. Hierdie is seker een van die bekendste gedeeltes in die hele Bybel. Baie van ons ken hierdie verse uit ons kop. Ons het dit al in dagboeke geskryf, op muurprente gesien en dikwels aangehaal. Maar juis omdat dit so bekend is, vergeet ons soms hoe diep hierdie woorde werklik is. Die Spreuke-skrywer gee nie net vir ons 'n mooi belofte vir moeilike dae nie. Hy nooi ons om op 'n heeltemal ander manier te leef. Hy roep ons om die Here met ons hele hart te vertrou eerder as om op ons eie insig staat te maak. En as ons eerlik is dit nie altyd maklik nie. Ons wil graag weet wat voorlê. Ons wil die plan ken. Ons wil verstaan hoe alles gaan uitwerk voordat ons die eerste tree gee. Maar dis gewoonlik nie hoe God werk nie. Dink aan Abraham wat alles agtergelaat het sonder om te weet waarheen hy op pad was. Dink aan Rut wat saam met Naomi 'n onbekende toekoms ingestap het. Dink aan Maria wat 'n jaar gesê het vir God se plan sonder om alles te verstaan. Hulle het eers vertrou en daarna verstaan. En dit is presies waartoe God ons ook vandag roep. Wanneer ons aan die Spreuke 31 vrou dink, bewonder ons haar wysheid, haar krag en haar selfvertroue. Maar al daardie mooi eienskappe het op een fondament gerus. Sy het die Here vertrou. Sy kon sonder vrees na die toekoms kyk omdat sy die een geken het wat môre reeds in sy hand hou. Haar sekerheid was nie in haarself of haar omstandighede nie. Dit was in die getrouheid van God. En dit is die vrou wat God besig is om ook van ons te maak. Een besluit op 'n slag. Een daad van gehoorsaamheid op 'n slag. Een tree van geloof op 'n slag. Hierdie verse herinner ons ook daaraan om God in alles te ken. Nie net wanneer ons groot besluite moet neem nie, maar ook in die gewone alledaagse dinge. Hy wil betrokke wees by ons gesinne, ons werk, ons vriendskappe, ons finansies en selfs die klein besluite wat ons elke dag neem. Ek wil jou vandag met een eenvoudige vraag los. Leun jy meer op jou eie insig? Of leun jy op die Here? Jy hoef nie die hele pad voor jou te sien nie. Jy hoef net die een te vertrou wat reeds die einde van die pad ken. Terwyl ons saam verder deur Spreuke reis, kom ons kies om ons volle vertroue op hom te plaas. Want dit is hoe God ons vorm tot vroue van wysheid, vroue van moed en vroue wat sy hart weerspieël. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ek nooit alleen deur die lewe hoef te stap nie. Leer my om U met my hele hart te vertrou, selfs wanneer ek nie verstaan wat U doen nie. Help my om my planne, my vrese en my behoeftes om alles te beheer aan U oor te gee. Lei my in elke besluit wat ek neem en herinner my dat U planne altyd beter is as myne. Terwyl ek verder deur Spreuke reis, vorm my tot 'n vrou wat U wysheid, U vrede en U getrouheid weerspieël. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien jou môre vir dag 4, waar ons weer saam God se wysheid ontdek, een hoofstuk op 'n slag.